Vir jou wat dalk nou vanoggend die vir die eerste keer is en wonder, nou maar waarmee is ons besig? Wel, ons is in 'n jaar eintlik waar die tema is Marked by His glory, known by His love. En in hierdie kwartaal gaan ons net so 'n tydperk stil staan om te sê, okay, so as ons hierdie goed verstaan, as ons by die begrip gekom het van God se heerlikheid, God se opinie oor my en jou, sy waarheid oor my en jou, dit wat ons eintlik merk. Hoe leef ons nou hierdie liefde? Hoe word dit deel van my en jou samelewing? In hierdie kwartaal sê ons, wanneer liefde werk, is daar spesifieke aspekte, en ons het begin natuurlik heel eerstens in vennootskap, nee, God maak my en jou 'n vennoot, maar dan is daar 'n groot gedeelte in ons samelewing, en dis verhoudinge. En ek dink in vandag se tyd is dit regtig moeilik in 'n sekere sin om verhouding te bou, en nie omdat mense altyd besig is, nie omdat mense bang geword het vir eerlikheid nie, maar ek dink omdat 'n wêreld gebou word waar koneksie al hoe meer voorwaardelik is. Dink gou net aan hoe bou ons deesdae verhoudinge met mense wat basies in dieselfde skool is. Ons praat van kinders wat skool toe gaan in dieselfde skool, ons bou daar verhouding. Dink aan ons eie kultuur, wanneer ons praat oor selfde kultuur, selfde taal, baie keer selfde politieke sieninge, selfde belangstellings, baie keer ons selfde ekonomiese vlak. En ons noem dit eenvoudig chemistry, dis die woord wat baie keer gebruik word, of compatibility, hierdie gedeelte waar ek en jy met mekaar connected is, en daarom bou ons verhouding. Ek dink is juist hoekom die evangelie so radikaal is. As ons net maar daaroor dink is, want die kerk is nooit begin deur mense wat eintlik ons sou gedink het ooit in vriendskappe sou gestaan het. Dink net vir jouself, Jode en nie-Jode. Almal het hulle eie kulturele konteks gehad. Ek dink die Jode was hierdie ouens wat, hulle het geloop met die roeping, En die nie-Jode het gedoen eintlik wat hulle gedink het is reg. En dan op die einde van die dag sien ons hierdie vyande, mense wat eeue wantroue met mekaar gehad het, hulle verskillende stories, absolute verskillende wêreldbeskouinge, verskillende gebruike. En dan kom ons in 'n spasie waar Paulus ons in Efese help om 'n klomp goeders te verstaan. Hy help hierdie ouens ook om begrip te kan hê oor wat ek en jy moet kan verstaan nou van die liggaam van Jesus Christus, hierdie kerkelement wat ons van praat. Hy skryf die volgende, hy sê, hy is immers ons vrede. Jy sien, as Christus vir my en jou die toonbeeld word van alles, dan lê vrede in hom. En dis waartoe hy gaan, hy wat albei een gemaak het. Onthou, Paulus kom praat sterk hier in julle, hy verwys na die nie-Jode as julle, hulle wat ver was, en hulle wat naby was, hierdie twee groeperinge. Hy sê dat God ons een gemaak het, en die middelmuur van skeiding, die vyandskap, deur sy liggaam kom afbreek het. Ek dink altyd bietjie aan die wonder net van die evangelie, hierdie krag wat dit het tot individue wat redding bring, maar op die einde van die dag, die groot element wat hier plaasvind is dat God vir hom 'n nuwe familie na vore gebring het. En ek dink is een ding wat ons werklik waar moet hoor, en soos wat ons in ons reis in Korinthe ook is dat die grootste wonderwerk is nie vir my so seer die feit dat mense in tale kon praat en profeseë kon hê nie, maar as jy mooi daaraan dink, maar die grootste wonderwerk eintlik wees hulle wat mekaar haat, wat ewe skielik mekaar begin lief hê. Jy sien, wanneer liefde begin werk, verander vyande na broers en susters. En dis wat Paulus ons mee help. En hy wil hê ek en jy moet iets verstaan. Hy wil hê ons moet verstaan in die wêreld waarin ons is, vind jy natuurlik mense wat soos jy is, of jy praat van jou tribe, mense wat jy connect, maar eintlik kom hy en hy sê, wag 'n bietjie, hier is 'n eenheid geskep, wat ek en jy moet verstaan, wat God bewerkstellig het. In Efesiërs 4 vers 3, sê hy, deur in vrede met mekaar te lewe, moet julle daarop toelê, om die eenheidsband te bewaar wat die Gees bewerk het. Kan jy net gou iets hier optel?
is dat Paulus bring ons in die spasie en om te sê dat kan ek en jy ons prioriteite in ons lewe net bietjie verander. Jy weet, die prioriteite in ons lewe is baie keer baie selfgerig. Dis juist dit, nee, ons prioritiseer mense in ons lewe waarmee ons 'n koneksie het. Dis wat ons doen. Maar nou kom ons by die liggaam van Jesus Christus en hier is 'n totale ander verwysing. Iets het gebeur wat 'n band veroorsaak het wat nie deur my en jou gedoen is nie, maar deur die Gees kom doen is. En hy sê dat ek en jy moet nou prioritiseer. Ons moet ons toespits. Hier moet die energie ingaan om wat te doen? Om hierdie eenheidsband wat die Gees begin het, te beskerm. Jy sê, want ons begin nie by koneksie nie, maar ons begin by verbintenis. En baie keer as ons dink aan hierdie twee goeders, dan weet ons dis sinoniem ten opsigte van mekaar, maar wat ons moet besef is, wanneer hy praat van ons nou het hierdie verbintenis, dan sit 'n baie dieper komponent. Koneksie is eintlik die vlam wat ontstaan, maar wanneer ons praat van verbintenis, dan praat dit van iets wat ek en jy ontdek, wat fondasie is tot ons totale na lewe. Wanneer ons verbind is, dan beteken dit soos ledemate van 'n liggaam, nê? Of as jy na 'n gebou kyk, die stene wat daarin is. En soos dat ons natuurlik in ons vorige reeks ook gepraat het, hy is die koringkorrel en ons is eintlik hierdie brood wat na vore kom. En daarom kom Paulus, en ek wil vir jou net uit die Engels uitlees, hy sê, so then you are no longer strangers and aliens, outsiders without rights of citizenship. But you are fellow citizens with the saints, God's people, and are members of God's household, having been built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. Kan jy dit gou gehoor? Dat hy praat nie net hier van individualiste nie, hy praat hier van dat mense wat by mekaar kom, eintlik ontdek, dat hulle ingebou is, dat hulle deel is, dat hulle op 'n ander fondasie nou is. Ons lewe word nie meer geskoor oor wat ons verstaan en begrip van het nie, maar eintlik omdat ons 'n nuwe fondasie ontdek, wat waarde gee in ons lewe en standvastigheid bring. En daarom is dit so belangrik dat in hierdie gesprek moet ons weet daar's 'n klomp uitdagings. Kom ons wees eerlik. Nommer 1, hoe leef mense saam wat nooit natuurlik sou saamleef nie? Want dis ons neiging. Ons neiging is altyd na mense wat soos ons is. Maar Paulus kom en hy sê, wag 'n bietjie, julle is nie soos mekaar nie. So hoe verander ons manier oor dink oor hierdie goed? Hoe werk liefde tussen verskillende mense? Want kom ons wees realisties, nee, is dat elkeen beleef liefde op 'n ander manier. En ons is eensgesind in die feit dat, hoorie so, as ek nie liefde beleef op die manier hoe ek het beleef nie, dan voel ek nie geliefd nie. Dis hoekom hy sê, hoe werk liefde dan nou? En dan bou mense verhoudings wanneer daar nie natuurlike koneksie is. Hoe is dit dan nou? Hoe doen ons hierdie ding? Here, help ons net in hierdie verwysing, en Paulus bring ons in 'n plek en dan sê hy 'n paar goeters en dis waartoe ons gaan. Paulus help ons in sy briewe, dan sê hy vir ons, hoorie so, hier is 'n belangrike konsep, nommer 1, nederigheid. Okay, wag 'n bietjie. Ek het nodig om te besef, hier's ander mense binne in hierdie spasie wat anders te dink, anders te beleef, anders te ervarings het, en nodig dat ek myself by 'n plek kan om te sê, kan ek met nederigheid in hierdie spasie instap. En daar's 'n ander ding, as eerbetoon. Nou, om 'n eer aan mense te wys is baie keer moeilik, nee, want die realiteit is, ek moet erken dat sekere mense sekere goed weet wat ek nie weet nie. Dis nogal baie keer challenging, en veral vir ons, kom ons wees eerlik, vir ons as Afrikaners, nee, is dat, ons het baie keer hierdie geneigtheid om te dink, ons weet alles, maar daar's 'n realiteit, ons weet baie van 'n klomp goed, maar daar's baie goed wat ons min van weet, en dit is eintlik waar ons kom om te sê, wag 'n bietjie, so kan eerbetoon hê aan mense wat eintlik aan 'n perspektief het, en dan baie belangrik is daar moet 'n gesindheid wees nou van Christus in my en jou. En hier is die ding wat Paulus gaan in Filippense 2, wanneer hy iets besonder skryf, want sê hy, laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Nou ek weet nie wanneer laas het jy bietjie Filippense gaan lees nie, maar die realiteit is, hy skryf Paulus, en sê dat Jesus homself ontleed.
Al was hy God, het hy besluit om wat te word, om mens te word, onder ons te kom woon. Hy het homself ontkleed, maar meer is dit. Die skaal van lewe waar hy homself kon posisioneer as koning, as skepper van hemel en aarde. Hy het dit nie aangeneem nie, in der waarheid, hy het die plek van slaaf aangeneem. Diensknegt. So hy sê, wag 'n bietjie, so kan ons net vir 'n oomblik dink oor die gesindheid van Jesus Christus, dat dit vir my en jou 'n realiteit word. So Jesus het nie sy posisie gebruik tot voordeel nie, nee, hy het homself oorgegee. Dit gaan nie vir hom oor hoe wen ek nie, maar dit het vir hom gegaan hoe dien ek. Dis nogal uitdagende gedeelte, want hier is die ding, is ons wil baie keer in vriendskap hê, dat mense moet na my toe kom, in plaas dat ek sê, okay, hoe dien ek mense binne in hierdie spasie? As die gesindheid van Christus nou myne moet word, gaan dit nie meer oor hoe kry ek my sin nie, maar hoe help ek ander floreer? Hoe help ek ander mense in my samestelling, dit waar ek is, dis waar ek myself bevind in my gemeenskap, hoe help ek hulle floreer? Nie hoe beskerm ek myself nie, maar hoe gee ek myself vir hierdie groter taak? En dit is belangrik dat ek en jy verstaan, nommer 1, wanneer ons dink aan huwelike, gaan dit nie net om 'n Christelike huwelik te hê, nee, maar dit gaan ook nie om Christelik besigheid te doen nie, dit gaan ook nie om in 'n Christelike gemeenskap te wees nie, nee, dit gaan meer as dit gaan oor om Christusagtig te wees, dit gaan oor die personifikasie van wie Christus werklik waar in my en jou nou is. So om dit te begin bedink, en dan die vraag te vra is, lyk ons verhoudinge soos Christus se verhouding? Want as ek en jy na daai verhoudinge gaan kyk, met daar iets van daai realiteit in my en jou lewe begin posvat, want dit is tog wat Paulus ons mee help, om te sê, wag 'n bietjie. Ons wil die gesindheid van Christus aankoop. Dit is vir my so besonder, ons het laas jaar baie tyd spandeer in die boek Hebreërs, en boek Hebreërs help ons eintlik om fondasie vir verhoudinge daar te stel. Hy skryf eintlik oor 'n nuwe weg. En Paulus skryf ook daaroor natuurlik in Korinte, nee, kom ek wys julle 'n meer uitnemender weg. Hebreërs skrywer help ons om te sê, wag 'n bietjie, daar is 'n ander manier hoe ek en jy God kan eer, maar ook dat ons mekaar en intussen ander kan leef. Hier is die heel eerste verwysing, is dit wat Christus kom doen het, bring my en jou nader mekaar. Dis die band wat hy kom veroorsaak het, dat ek en jy in daardie plek kan wees, dat ons kan ontdek, wag 'n bietjie, daar is meer tot hierdie. En nommer 1 is dit belangrik, wanneer die Hebreërs skrywer ons uitnooi, sy broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. Kan ek jou gou net sê, is dat die ou wêreld sê bou mure, en ons in Suid-Afrika is goed daarmee, kom ons wees eerlik, nee. Ons bou mure tussen mekaar, luister, ons eiendomme is toe, en die fokus op dit is sekuriteit, ja. Maar die realiteit, ek dink dit is iets wat ek en jy ook doen om onsself te beskerm. Daar's skeiding, daar's hiërargie binne in hierdie wêreld van ons, en Jesus neem dit weg, en hy sê, kom ek help jou gou net, dat die heel eerste ding wat ek en jy moet onthou is dat liefde bou toegang in die afstand, nee. Liefde maak die deure oop vir mense om in te kan kom, want dit in daai wêreld was dit nie so nie. Luister, 'n nie-Jood het nie ingegaan in 'n Joodse huis, jy is nie toegelaat, dit sou dit onrein verklaar het, en wat hierdie omgewing kom verander, hierdie kerk, hierdie liggaam van Jesus Christus, hulle verwyder afstand, maak hulle deure oop, sodat mense kan inkom. Sien, ek dink, baie keer in ons eie lewe het ons hierdie emosionele sluiers. Ons is verdedigend ten opsigte van ons spasie. Ons is baie selfbeskermend, ons het mure wat ons opgebou het. En die evangelie bring ons by die plek om te sê, wag 'n bietjie, Jesus het hierdie mure kom afbreek, sodat ek en jy vrymoedigheid nou kan hê. Ons het nodig om vrymoedigheid te kan hê tussen mekaar, nie omdat ons perfek is nie, maar omdat Jesus 'n veilige omgewing vir my en jou geskep het om te kan ontdek.
So dit beteken eintlik vir my en jou die kerk, hierdie eklesia, hierdie samekoms behoort die veiligste omgewing vir ons as mense te kan wees, vir ons as kinders van die Here te kan wees. Want is eintlik in hierdie plek waar die Hebreërs skrywer ons na toe vat om te sê dat laat ons daar op ons toe lê, net soos wat hy gesê het. Luister, omdat ons weet hier is iets wat die Gees begin het in ons, hierdie eenheid wat die Gees kom skep het, hierdie verbintenis. Kom ons lê ons toe. Kom ons bring onsself by die plek waar ons 'n nuwe prioriteitslys opstel. Ons lê ons toe daarop om mekaar aan te spoor. Mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Want dis die ding, Christendom gaan nie net oor my en Jesus nie. Dis 'n lewe wat die Gees kom saamvoeg het en in ons wêreld waarin ons onsself bevind, gaan dit oor moenie inmeng nie. Ek's op my journey, jy op jou journey en ons meng net nie in mekaar se lewens in nie, maar die evangelie sê, waak 'n bietjie, ons help mekaar in hierdie journey. Ons is die ouens wat instap in daai space en sê, hoe kan ek jou help om jou laste te dra? Hoe kan ek jou inspireer? Hoe kan ek nuwe waarde bring tot jou lewe? Jy sien, ware liefde beteken dat ons op die einde van die dag mekaar nader aan Christus neem. Ek stel so belang dat ek op die einde van die dag nie beheer mee wil hê nie, ek wil nie manipuleer nie, maar ek wil betrokke wees. Ek wil deel wees van hierdie groter prentjie wat God kom skep het vir my en jou, sodat ons mekaar nader aan hom kan bring. Die Hebreërs skrywer gaan verder, hy sê, en laat ons tog nie soos party gemeentelede die gewoonte het, om versuim om die gemeentebyeenkomste by mekaar te kom. Nou hier is die ding, hoekom nie, want isolasie vernietig liefde. Jy sien, ek kan nie net myself lief hê, want hier is die probleem, as ons teruggaan na die eerste gebod toe, net daar waar Moses hierdie 10 gebooie kry, is ons baie geneig om hierdie realiteit te openbaar, dat ek en jy mekaar kan lief hê, alleenlik soos wat ons onsself lief het, want dit is ons eerste gebod. Nee, ons moet die God die Vader lief hê met ons hele hart, ons alles verstand, al ons kragte, en daarmee tesame, wat dieselfde is, dat ons naaste met lief is soos onsself. Maar daar kom 'n verandering in Johannes wat Jesus bring, en hy sê, wag 'n bietjie, ek is die voorbeeld tot hierdie liefde. Dis wat hy na toe kom, en hy sê, omdat ek liefde begrip van het, en wat God en hoe God my lief het, kon ek myself ontleed, kon myself ontledig, al is ek God, kon ek myself ontledig en mens geword, omdat ek verstaan. Maar hier is die ding, ek dink as 'n geneigtheid in vandag se tyd, laat luister, as ek 'n podcast luister, jy weet, ek kyk op YouTube, ek is die online verwysing waar ek 'n klomp goeders net aangryp, gaan ek geestelik groei. En die realiteit is, God het ons nie gemaak om alleen te wees. God het ons nie gemaak om op YouTube verhouding te bou of op Facebook op hierdie goeders nie. Nee, want transformasie gebeur alleenlik in verhouding. Dis in verhouding wat ek en jy gesprekke het. Nee, dis in hierdie verhouding waar hierdie gesprekke ons help om iets anders te kan verstaan en begrip te kan hê, maar dis ook in verhouding waar vergifnis plaasvind. Wat luister, ons gaan partykeer mekaar teen die mure opdryf. Kom ons wees eerlik, want jy is nie soos ek en ek is nie soos jy nie, en ons het hierdie verwagting, wag 'n bietjie. Ons het 'n sekere verwagting hoe mense moet optree, maar nou kom Christus en hy sê, nog 'n bietjie man, ek het jou nuut kom maak, en nou leef ek en jy in hierdie verwysing van vergifnis. Ek kan net ander mense vergewe, as ek in verhouding met hulle staan, en ons maak foute, maar daar's ook 'n ding, ons is eerlik. Want ek dink, in ons samelewing is mense so bewus van ons wil net polities korrek wees, is dit nie? Ek moet dit net reg sê. Anders te wat gebeur, swipe right, dis uit my lewe uit. Dis hoe dit werk in ons samelewing baie keer, en ons mis, wag 'n bietjie. Ons kan eerlik wees, nou beteken dit eerlik dat ek nie moet ag gee op jou nie, nee glad nie. Eerlikheid beteken dat ek wel ag gee op jou, maar daar's 'n realiteit ook wanneer dit kom by eerlikheid, dat dit in liefde gedoen word. Maar met 'n absolute waarheid, maar is die ding, ons moet saam kan huil ook. Dis die plek waar ons saam met iemand sit,
wat deur trauma gaan en hartseer en ons is met hulle. Jy weet, ons moet saam kan dien, dis juist, ons het street store, ons doen dit saam. Want is in hierdie saam wat ons mekaar leer ken, dis in hierdie verhoudinge wat ons bou, maar daar's 'n groot ding is ook, ons moet saam aanbid. En dis nie net liedjies sing, dis nie net hierdie oomblik waar ons die Here aanbid saam nie, maar dis waar ons saam bid. Saam deel is van hierdie verwysing, vir mekaar intree. Daar's 'n groot gesprek wat ons nodig het om oop te maak. Want hier is die ding, want dis wat die Gees kom vorm het. Die Gees het my en jou in 'n spasie ingebring, sodat ek en jy gevorm kan word na die volheid van wat God vir my en jou bestem het. En daarom is die grootste wonderwerk volgens my, en ek wil nie dit afbreek en te sê, daar is nie ander wonderwerke, want dit is fenomenaal, as vir mense bid en hulle word genees en alles. Maar die grootste wonderwerk vir my is wanneer ek sien mense wat eintlik nooit in verhouding kan staan, in verhouding kan kom. En daai mure afgebreek word. As ons dink aan pa en seun verhoudings wat herstel, ma en dogters verhouding, families wat herstel word, as ons net dink aan hierdie goed, is dit fenomenaal om binne in daai spasie te kan wees. En dis hoekom Jesus ons bring in daai gesprek in Johannes 13:35, en dan sê hy, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is. Kan jy gehoor, Jesus sê nie, hieraan sal almal weet, wanneer julle siek is genees nie, wanneer julle in tale praat, wanneer julle, dit is nie hoe mense weet, dat ons disippels van Jesus Christus is nie. Jesus self sê, luister, die kwaliteit van wat ons vir mekaar voel, kommunikeer wie hy is. En luister, is uitdagend. Want dit is die probleem, nee. Wanneer ons oor liefde praat, is dit nie altyd maklik om almal lief te hê nie. Maar ek dink ons wil liefde koppel aan verhouding. Of koneksie. Want jy my lief en dan kan ek jou lief, en dit is glad nie wat hy sê nie. Hy sê oor die Gees wat dit bewerk het, plaas ek myself by 'n plek om te sê, wag 'n bietjie. Die wêreld leef in selfsugtigheid en hulle is in hierdie wedstryd gewin teen mekaar en daar's hierdie trots element, maar wanneer ons by 'n plek kom om te verstaan wie ons is, dan verander dit ons. Ons wil mekaar dien, ons wil mekaar eer, ons wil mekaar vergewe, ons wil mekaar dra. En dit gebeur bonatuurlik, want dit is wanneer liefde werk. Dis wanneer ons besef, wag 'n bietjie, is iets in my wat God in my kom deponeer het, wat nou my hele perspektief begin verander. Hy self, die Gees wat in my en jou werk. Wat 'n groter getuienis is daar buitekant, dis eintlik waartoe Jesus gaan. Groter getuienis. Wat 'n groter getuienis, Efese, sal daar wees daar buitekant, as julle wat Jode is en nie Jode is, wat nou verenig is in Christus, een liggaam gemaak word, vir mekaar so omgee. En ek dink wat hy ons mee help is om te sê, daar is hierdie grondbeginsels in alle verhoudings. Dis nie net wanneer dit kom by hoe ek en jy met mekaar te doen kry as gelowiges, maar eintlik prakties in elke verhouding waarin ons onsself bevind. Is heel eerstens, dit begin by verbintenis en nie gevoel nie. Ons is verbind met mekaar oor Christus. Dis nie hoe ek voel wanneer ek en jy by mekaar is, nee, want hier is die ding, daar gaan nie altyd chemistry wees nie, ons bou nie die evangelie op dit nie, ons bou die evangelie op 'n verbond wat Christus kom maak het. En dis hoekom wanneer ons na die nagmaal gekyk het, is gesê, juist dit is, juist hierdie familie wat by mekaar is, ons wag vir mekaar, want ons is verbind deur Christus, deur die liggaam. En hier is 'n baie belangrike gedeelte, ons moet nederigheid kies bo eie belang. Jy weet, in verhouding gaan dit nie altyd oor wie is reg nie. Is dit nie, dis waar ons grootste stryd van, wie is reg? Maar dit gaan eintlik oor wie is bereid om lief te hê. Wie is bereid om terug te staan, en dis 'n groot ding wat ek in my eie lewe moes leer. Is jy bereid om terug te staan en net mense lief te hê? Jy hoef nie altyd reg te wees, nee. Nou is 'n gedeelte van om eerbied te oefen, nee. Paulus kom in Romeine 12 vers 10 en sê hy, gaan mekaar voor in eerbetoning.
Eerbetoning beteken ek ag dit wat in jou lewe is hoog genoeg. Wat is in my en jou lewe? Die feit dat Christus my en jou een gemaak het met mekaar. Die feit dat Christus in jou, die feit dat Christus in my en jou die band bring, hierdie verbintenis bring. Ek eer die feit, luister gou, dit is baie maklik om te dink dat ander wat minder as ek het, minder eer moet ontvang. Maar eintlik gaan ek mense voor. Dis wat hy sê, kan ek myself toespits dat ek voorloop met hierdie verwysing om 'n ander eer te betoon? Kan ek by daai plek kom om ander groter te maak as wie ek is, meer te kan celebrate oor die feit dat jy besig is om in jou eie verwysing in jou persona te groei en te ontwikkel na wie jy gemaak is. En ek dink is so belangrik, wees eerlik, want ons vrymoedigheid wat die Gees bewerk in my en jou. Ek dink ons moet ophou maskers dra en ophou toneel speel en hier is die ding, is die probleem met verhoudings, is baie oppervlakkig in ons samelewing. Goed so is, en dit wys natuurlik studie vir ons. As ek vir jou vra, hoe gaan dit met jou, bou dit geen verhouding nie, nul. Hulle het gesê, daar is niks nie. Ons het nodig om ons taalgebruik te verander. Eerder te hoor, luister, wat het vir jou uitgestaan in hierdie dag? Nie, hoe gaan dit met jou nie? Want dit is die maklikste manier hoe ons maskers kan aantrek. Dit gaan so great. Mentaan, binne in jou wese is jy gebroken en hartseer. Of dalk is dit, luister, ek voel skuldig. Hoekom? Omdat ek suksesvol is en ek wil nie met iemand anders te deel nie. En sê ek, nee, is okay. In plaas dat ek sê, het gaan eintlik great. Weet jy wat het gebeur? Maar hier is iets waarvoor ek vir jou kan bid en saam met jou kan vertrou. En ek glo dat die God hierdie ook in jou kan wakker maak. En dan sal 'n ding, ons is dit nodig om naby te bly aan mekaar. Hier is die gedagte, nee, ons het nodig om in groepe te wees, want jy kan nie in 'n groot gehoor soos hierdie eintlik ordentlike verhouding bou nie. Inteendeel, as ek en jy mooi daaroor dink, het Jesus Christus 12 gehad. 12 met baie diepe verhouding. Hulle was in mekaar se spasie. Ek dink baie keer wanneer goed moeilik raak, dan trek ons weg. En liefde kan alleenlik groei wanneer ek en jy teenwoordig is. Maar goed, vir my en jou vandag net weer eens iets wees waar ons begin dink. Om te sê wanneer liefde werk, begin mense wat nooit sou saamleef. En dan word die kerk, die mensheid wat God het besef, het 'n nuwe familie, 'n nuwe manier van mens wees. En ek dink hierdie is die grootste getuienis van alles, die feit dat ons hoef nie altyd reg te wees nie. Ons hoef nie altyd die sterke te wees nie. Ons hoef nie alles uitgefigure te hê nie, maar hier is een belangrike deel. Die Gees van God het ons as gewone mense tot 'n plek gekry waar ons verander en vernuwe kan word om soos Jesus mekaar lief te hê. En dan op die einde van die dag besef ons wanneer liefde begin werk, dan groei ons nader aan mekaar. Ons kyk verby mekaar se foute, ons kyk verby mekaar se tekortkominge. Ons sien Christus in mekaar. En mag dit vanoggend net iets wees wat jy in jou lewe ook kom vasmaak en regtig net tot 'n nuwe realiteit bring. Dat ons mekaar kan uitdaag. Kom ons hê gesprekke. Kom ons verskil vir mekaar, maar kom ons veroorsaak dat dit nie wigte inbring tussen mekaar nie. Kom ons kom verby die plek, kom ons dien mekaar, kom ons huil saam, kom ons lag saam, kom ons treur saam, maar saam met dit kom ons groei saam. Dis wat vir ons vertrou. En ons saam bid. So Here, ek weet, dit is baie keer moeilik wanneer ons hierdie gesprekke het en moet eerlik wees met mekaar. Maar val wanneer dit doen het met hierdie goed wat soveel verskillende betekenisse kan hê. Maar dat U eintlik vir ons betekenis kon gee deur die Gees wat ons kom bind het. En mag die verbintenis wat deur Christus plaasgevind het, in ons begin werk het, dat die Gees in ons iets begin wakker maak, sodat ons mekaar kan lief hê, soos U ons lief gehad het. Mag die skanse val, Here, mag die mure afgebreek word.
mag ons na mekaar toe uitreik. Sonder voorbou. Net om mekaar lief te hê. Want ons weet, Here, sodra dit begin 'n realiteit word, sal mense sien, alle mense sal sien, ons is die disippels. En ons bid dit in Jesus naam met 'n volle afhanklikheid, o Here, 'n volle afhanklikheid van die Gees van God, kom werk in ons. Sodat hierdie nuwe mensdom 'n realiteit kan word in ons samelewing. Ons eer in Jesus naam.